Goeiemôre op hierdie Woensdag 10 Desember. Die sonnetjie skyn al hier bo op die koppiebokant agter ons huis teen die boonste bome en dit is 'n nuwe dag wat die Here God gemaak het. My naam is Estie Geldenhuys en dis 'n voorreg om andermaal met jou te chat hier uit my tuin uit. En ek is besig met psalms en vandag Psalm 3. Soos ek gesê het, ek het nie 'n idee of ons deur al die psalms gaan werk nie en hoe lank dit gaan aanhou nie, maar vandag definitief Psalm 3. In die Bybel is die opskrif by hierdie psalm 'n môrelied. En natuurlik het koning Dawid dit geskryf. Vader, dankie dat ek dit wat ek voorberei het net nou voor U kan neersit. Ek bid dat U daarmee maak wat U wil. Dankie Vader vir U inspirasie. En dat U asseblief self hierdie boodskap sal oordra. Dankie dat ek nou kan terugstaan en U net vra, kom doen U dit asseblief deur die krag van U Gees. Kom doen U dit self asseblief Vader. Ek loof en eer U vir die wonder van U woord en dit wat ons daaruit kan leer. Leer ons asseblief Vader. Dis U woord. Kom leer U elkeen van ons self. Halleluja, amen. Mag ons Vader werklik hierdie psalm vir jou oopbreek, soos wat hy wil dat jy dit sal verstaan. In die Bybel is daar 'n opskrif by hierdie psalm. En die opskrif is die pragtige woorde, 'n môrelied. Hier staan ons in die môre en ons lees koning Dawid se môrelied. Nou na hierdie aankondiging van die opskrif as 'n lied wat koning Dawid in die môre wil aanhef, volg daar dadelik die verduideliking dat hy hierdie psalm geskryf het toe hy waarlik vir sy eie lewe gevlug het voor sy seun Absalom. Maar kyk, as so iets vandag moet gebeur, as die seun van een van 'n bekende volksleier sy pa om die lewe wil bring, omdat die kind sy pa se posisie wil oorneem, sal dit verseker die koerante en die TV-nuus haal en sosiale media sal gons daarvan. Die feit dat koning Dawid dit onomwonde so uitsê, moet tog die versekering gee dat dit presies is wat Absalom beplan het. Hy wou sy pa om die lewe bring, sodat hy sy pa se posisie kon oorneem. Vers 1 bevat hierdie aankondiging. Gaan kyk maar gerus self weer daarna. Maar hoor hoe lees verse 2 en 3 verder. O Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig, baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Sela. En voor ek verder gaan, dink daaraan dat dit moes gewees het wat gebeur het. En uiteindelik is dit nie net koning Dawid se eie seun Absalom, maar hy tel ook die atmosfeer op van die mense rondom hom. Maar dan begin vers 4 met hierdie woorde. Maar U Here. Duidelik ken koning Dawid net een uitkoms. Hy ken net een skuilplek. Wonderlik dat hy na sy vader verwys as die skild by wie hy skuil. Let op die uitdrukking wat hy daarmee saamgebruik. Ek lees Psalm 3 vers 4. Maar U, Here, is 'n skild wat my beskud. My eer en die een wat my hoof ophef. Wow. Die een wat my hoof ophef. Sy kop hang nie. Wat laat 'n mens se kop hang? Teleurstelling? Onseker, gebrek aan uitkoms? Koning Dawid val nie in sak en as nie. Hy staan in geloof. Onthou, hy is nie net maar op 'n slegte plek nie, hy verkeer in doodsgevaar. En dit omdat sy eie seun hom om die lewe wil bring.
En waarin vind hy sy toevlug? Sy Skepper God, wat vir hom 'n beskutting is, in die vorm van 'n skild, maar meer is dit. Sy God is ook die een wat hom as Dawid eer en waaragtig sy hoof ophef. Wat beteken dit? Dawid staan sterk, dapper, ferm. Hy kruip nie weg nie, want hy weet waar hy met sy Skepper God staan. Hoe weet hy dit? Hy leef in 'n intieme verhouding met die Almagtige. Hoor hoe lees die res van die Psalm. Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg, Sela. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Hoor mooi, hy het nie slapelose nagte oor sy probleem nie. Vers 7. Ek sal nie vrees vir 10.000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Met ander woorde, vrees vir mense is nie deel van koning Dawid se karakter nie. Vers 8. Staan op, Here. Verlos my, my God. Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan. U het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Die heil behoort aan die Here. Laat U seën wees oor U volk. Is dit nie kosbaar nie? Nie net oor my nie, maar oor U volk. Een ding wat verstommend is, mens lees nêrens in hierdie Psalm dat koning Dawid vra dat sy seun Absalom, die een wat hier Dawid se lewe soek om hom dood te maak, ons lees nêrens dat koning Dawid vra dat sy seun gestraf word, of hoegenaamd aan die pen sal ry nie. Wat doen hy wel? Hy het gaan slaap. Dis wat hy nodig gehad het. En het weer wakker geword, want die God in wie hy glo het hom beskerm. En koning Dawid het dit geweet, en daarom was dit ook sy verwagting. Hy het ook nie gevrees nie. Hy het nie die aanslag op sy lewe gevrees nie. Nie eers vir 10.000 mense wat rondom hom opstaan nie. Hoekom nie? Dawid het geweet dat hierdie God in wie hy glo, hulle almal op die kakebeen sal slaan. Ja, dat sy God die tande van sy vyande sal stikkend slaan. Die heil behoort aan die Here. Vers 9. Wat beteken hierdie woord heil? Ons gebruik dit nie meer reg hierdie woord nie, of verbeel ek my. Volgens my Afrikaans verklarende woordeboek, want ek moes dit gaan opsoek. Ek ken dit nie uit my kop uit nie. En toe ek dit opsoek, sien ek, die betekenis van hierdie woord heil is die volgende: geluk, voorspoed, welvaart, saligheid, redding, veiligheid, ook bron van redding, en waarlik ook geestelike welsyn. Kan jy glo? Heil beteken geestelike welsyn. En dan is daar Psalm 3 vers 9. Die heil behoort aan die Here. Laat U seën wees oor U volk. Sela. Vader, wees ons asseblief genadig. Mag ons ook soos koning Dawid waaragtig weet wie U vir ons is. Ook wie U in ons is. Mag ons onsself ontdaan van ons ou self en U toelaat om in ons op te rig wie U in ons sien dat ons kan wees. Dankie dat ons weet U kan ook ons nie begewe of verlaat nie. Ons kies om U wil te doen, om dit te soek en dit te doen, en dan U wil nie te verlaat nie. Help ons asseblief om U waaragtig te leer ken soos koning Dawid U geken het, en dat ons waarlik sal leer om U te vertrou en te verwag, Vader,
volgens die voorbeeld van koning Dawid. Dat ons ook sal weet, ons verlossing in alles lê net in U. Ons eer U. Halleluja. Amen.